In 'n tyd waar ons skoolsamelewing baie gefokus is op uitslae en prestasie, moet ons eintlik 'n belangrike vraag vra. Wat maak 'n skool 'n plek waar 'n kind regtig kan uitblink en floreer en hulle eie menswees kan ontdek? Ek is Leandie Bresler en jy kyk na Skoolslim en by my vandag met hierdie spesiale uitsending wat ons by Marula Media vervilm, tydens die SOS Nasionale Kongres het ons vir Pieter Rademeier, die hoof van Hoërskool Jan van Riebeeck hier by ons in die ateljee. Pieter, baie welkom. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Pieter, is dit vir jou lekker om in Pretoria 'n bietjie te wees? Dis lekker om in Pretoria te wees. Dis heerlik dat die weer so aangenaam is, dat dit die mis so 'n bietjie gelig het en dit lekker warm is. Ek het gedog dit gaan kouer wees. Dis lekker hier in die noorde. So Pieter, ek wil sommer net vir jou vra, so julle skool by Hoërskool Jan van Riebeeck is sterk gegrond in julle identiteit en ook in geskiedenis. So wat maak 'n skoolgemeenskap volgens jou werklik sterk? Ek dink die belangrikste van 'n skoolgemeenskap, jy het ook nou genoem, almal is so gefokus op prestasie. Skole is besighede, maar ek dink die belangrikste ding van 'n skoolgemeenskap bly kinders. Kinders en mense. Ja. Met ander woorde verhoudings. Ek dink as 'n skool daardie aspek begin ignoreer om verhoudings te bou, om te belê in jou kinders, om onderwysers te hê wat voel dat hulle waardeer word, om ouers te hê wat saam met die skool werk, dan dink ek maak jy jouself oop vir probleme. So ek dink 'n skoolgemeenskap is eerstens sterk as sy mense sterk is. Ja. So ons is tans nogals in 'n tyd waar jy weet die skool, die onderwysers, die kinders, die hoofde eintlik onder druk werk en eintlik die hele samelewing. So waar kry jy self nuwe moed en inspirasie om aan te bou aan julle skool en julle skool se toekoms? Ek kry verseker my inspirasie by ons kinders. Soos ek nou gesê het, dit gaan oor kinders. As ek moet jy weet vaskyk in al die administratiewe en die dissiplinêre en al die jy weet die ander dinge van die onderwys, dan kan 'n mens baie vinnig mismoedig raak, maar ek put regtig inspirasie uit kinders. Daai kinders wat by ons deur die jy weet deur die skoolhekke stap en elkeen het 'n storie, elkeen het 'n droom, elkeen het 'n passie wat hy of sy nog moet ontdek. En dit maak my opgewonde. Dis so lekker as ek sien hoe 'n kind ontwikkel, waar hy iets word wat hy nie ooit gedink het hy kan wees nie. So ek put regtig inspirasie uit ons kinders en hulle stories en dan ook uit my kollegas. Onderwysers is werklik waar 'n besondere spesie. Onderwysers, ek weet dit is so heerlik om saam met mense te werk wat nie net 'n werk doen nie. Ja. Die meeste onderwysers is geroepe om 'n onderwyser te wees en ek dink dit maak dit anders as ander beroepe. Soms vind jy dat mense in 'n beroep staan, hulle is aangelê in daardie veld, hulle wil 'n goeie salaris verdien, maar in die onderwys is daar iets anders. En onderwysers wat daai ekstra myl vir die kinders stap, onderwysers wat kinders wil inspireer, onderwysers wat regtig waar belê in kinders se toekoms en drome. Dit inspireer my. Definitief. Dis is definitief 'n roeping. Onderwys, ek dink my ouers is self ook onderwysers en om in daai beroep te wees is 'n roeping. So ek wil jou dan ook vra, ek het nou die voorreg gehad om eintlik by julle skool al te kan wees en al het ek nou net 'n bietjie van dit gesien, is dit 'n pragtige skool, regtig, ek kan julle komplimenteer daaroor. Maar hoe hou julle tradisie lewendig by julle skool? Tradisie is vir ons verskriklik belangrik, maar dit is ook belangrik dat dit nie 'n meubelstuk om ons voete moet wees nie. Ja. So ek dink altyd tradisie moet die wortel wees. Dit moenie 'n anker wees wat ons terughou nie. Ja. En by Jan van Riebeeck is dit vir ons verskriklik belangrik om ons waardes en ons tradisies uit te leef. Ons is bevoorreg om 100 jaar te vier hierdie jaar, ons bestaансjaar. So daar is wonderlike tradisie wat jy weet ingeburger is in die skool. Maar ons moet daai balans ook vind tussen dit wat was. Ons werk met jong mense in 2026. Ons moet hulle voorberei vir 'n veranderende wêreld. So vir my is dit nogal belangrik om vas te hou aan tradisies wat betekenis het, wat betekenisvol is en om dit uit te bou en om
ons Jan van Riebeekers te laat verstaan wat is die waarde daarvan. Ja. Hoekom is dit nodig om dit te hê? Soos ek sê, dit moet dit moet 'n wortel wees vir die toekoms. Dit moet hulle nie terughou nie. Dit so maar dis wonderlik om te sien dat ons in so sterk ryke tradisievaste skool kan wees. Dis baie goed dat jy sê hoe julle tradisie omarm, maar nog steeds nie dink daaroor. Ek dink nou byvoorbeeld, ons het al gesprekke ook gehad oor KI. Ja. Jy weet al hierdie goed is nuwe goed wat ons nie gehad het toe ons op skool was nie, maar mens moet so aanpas by die samelewing wat verander. Ons leef met jong mense wat ek sê vir jou, ek wens ek kon toe ek in matriek was, soveel selfvertroue en insig gehad het soos die kinders met wie ons vandag werk. Ja. So innovasie is belangrik. Ons moet vorentoe gaan. Jy weet, ons moet hulle aanmoedig om vir hulle self te dink, om bietjie breër te kyk, oopkop deur die lewe te gaan, so maar gegrond in sterk waardes, sterk tradisie en dis wat vir my die Afrikaanse skole en ook spesifiek Jan van Riebeeck, daar waar ons in die Kaap is, dis vir my die ongelooflikste voorreg wat ek dink ons kinders het om in 'n sterk tradisievaste skool met Afrikaanse waardes skool te gaan, maar hulle is blootgestel aan 'n wêreldstad, bietjie liberale denke, wyeer uitkyk. So dis my so unieke mengsel Ja. wat ons kinders die voorreg het om te kan geniet daar waar hulle skool gaan. Ja, en natuurlik het julle Tafelberg as julle uitsig. Natuurlik die mooiste uitsig in die land. So hoorie, ek wil gou-gou ook hoor, nou by kultuur, as ons na kultuur toe gaan. So wat beteken dit vandag om in 'n Afrikaanse skool daai kultuur en gemeenskapsgevoel te skep en te hou? Ek dink eerstens natuurlik om lief te wees vir jou taal en jou kultuur en dit te vier, en ons is baie trots op ons taal. Maar jy weet, kultuur is eintlik ook maar net 'n vervoermiddel. Ek dink menswees is die belangrikste. Kultuur en taal moenie ander mense uitsluit nie. Ek hou daarvan dat ons 'n skoolgemeenskap is wat trots is op ons kultuur, dit vier, nie terugstaan nie, die unieke waarde daarvan besef, maar dan ook, net soos ons nou net gepraat het oor innovasie en verandering, is dit belangrik dat jong mense vandag besef dat jy met gemaklikheid jou kultuur met ander mense kan deel. Dit moet inklusief wees, dit moenie eksklusief wees nie. Ons maak ons kinders met selfvertroue groot, ons lei hulle om selfversekerde jong mense te wees, wat in 'n diverse groot wêreld daar buite hulle man of vrou moet kan gaan staan. Ja. En ek glo regtig vir hoërskool gaan daaroor om selfvertroue te bou. En daarom sê ek baie keer vir ouers wat ook in my die gesprek het rondom Afrikaans en kultuur en is die skool vir my kind of daai skool vir my kind. Hoërskool gaan oor selfvertroue bou en ek glo dat jy dit die beste kan doen in eerstens in jou huistaal, in jou kultuur, in jou waar jy geborge voel, waar jy veilig voel, waar jy voel dat jy weet jouself kan wees. Ja. In alle vorme van jou mens wees. En dan kan jy uitgaan. En dan kan jy as 'n volwaardige volwasse mens in 'n diverse wêreld regtig waar met selfvertroue jou plek gaan vol staan. Ja, dit is belangrik om te weet wie jy is. Absoluut. Dan help dit. So watter rol speel ouers dan nou en natuurlik ook die breër gemeenskap om 'n skool en die kinders nie net akademies sterk te hou nie, maar ook, jy weet, hulle waardes sterk te hou, om waardegedrewe te wees. Ja, ouers speel 'n absolute kardinale rol. Ek dink nie 'n skool kan suksesvol wees sonder ouers wat agter ons staan nie. Ek sê ook baie keer vir ons ouer gemeenskap en ek dink baie skoolhoofde sê dit, jy weet, opvoeding begin by die huis. Ja. 'n Kind se menswees begin by die huis en ons vat hande met die ouers en dit wat tussen 8 en 2 gebeur, ons versterk dit en ons bou dit uit. Dit is nie die plig van die skool om 'n kind maniere te leer of om 'n kind op koers te hou nie. Dit is die ouers se plig. So dit is ek is regtig waar bevoorreg. Ons is 'n gemeenskapsskool. Ons het ongelooflike ouers wat ons skool ondersteun. En ook wanneer kinders weet dat die belangrikste volwassenes in hulle lewe, hulle ouers en die ander volwassenes wat hulle die meeste sien, hulle onderwysers, as hulle weet dat daardie individue saamwerk, dan bou dit ook vir hulle selfvertroue, respek,
daai kernwaardes wat so belangrik is. So dis nodig vir kinders om te weet dat hulle ouers die skool ondersteun. As dit nie plaasvind nie, dan dink ek gaan daar probleme kom. Ja. So ons het nou 'n bietjie al gesels oor, jy weet, die veranderende samelewing. Byvoorbeeld my prestasiedruk. Ja, ek voel partykeer en ek dink almal van ons voel so dat die tyd so vinnig verbygaan, want almal is konstant besig. Dis goed om besig te wees, maar dit is besig. So dis daai druk, tyd, tegnologie, jy weet, wat het leerders volgens jou die nodigste van hul skole af en onderwysers om werklik te floreer as jy nou al hierdie goed ook in ag neem? Ja, soos jy sê, weet kinders, ek dink nie dis maklik om vandag kind te wees nie. Hulle word gedurig blootgestel aan, jy weet, hulle vergelyk mekaar so. Dit is sosiale media, dit Ja. is druk om te presteer, dit is die veranderende wêreld waarin ons leef. So ek dink die een ding wat kinders die nodigste het van 'n pedagoog of in 'n skoolomgewing is dat hulle moet die waarde van betekenisvolle verhoudings verstaan. En ek dink nie ons gee genoeg aandag daaraan nie. Die kind se menswees, verhoudings. Want dit is uiteindelik wat jong mense gaan help om, jy weet, volwassenes te raak wat 'n impak gaan maak. Soos ek sê, die wêreld verander, daar is ongelooflike druk, maar as kinders kan leer om met ander mense oor die weg te kom, as kinders kan leer om met hulle self oor die weg te kom, dit is my so mooi, ons skool se lese is wees jouself. Ons sê altyd wees die beste weergawe van jouself. Ja. So as kinders kan leer om 'n mooi verhouding met hulle self, 'n mooi verhouding met hulle medeskoliere, 'n mooi verhouding met enige iemand te hê met wie hulle in aanraking kom, dan dink ek het ons taak as onderwysers het ons daarin geslaag. Definitief. Ek wil jou sommer ook met vra oor teleurstelling. Kyk, dit is belangrik vir 'n kind, dis nie lekker nie, maar dit is ook belangrik vir kinders om te leer om teleurstelling te hanteer. Hoe sal jy dit byvoorbeeld nou sien? Ek dink, ja, teleurstellings is deel van die lewe en veral deel van die skoolmilieu. Dit is nooit lekker nie, maar ek dink jong mense moet eintlik die energie van teleurstelling vat as 'n bron van inspirasie om mee te werk, om beter te raak, om te skaaf. En hulle moet bly dink, en ek weet dis nou makliker gesê as gedaan. Veral vir toppresteerders, jy weet wat dit is, daar's baie druk op die kinders, maar hulle moet besef dat hulle is maar nog net in 'n ontwikkelingsfase. Daar is nog soveel wonderlike geleenthede. Ons sien so dikwels dat kinders wat nie op skool eintlik die grootste presteerders was nie, maar wat konstant gewerk het aan hulle menswees, dat hulle na skool uitstyg en dat hulle beroepe volstaan, dat hulle merk nog meer gaan maak as iemand wat miskien op skool presteer het. En daarmee vat ek geen prestasie op skool weg nie. Ons is trots op ons presteerders en ek is altyd trots op presteerders, want dis kinders wat wys ek steek my hand op, ek betrokke wees, ek wil iets doen. Maar kinders moet weet, hulle is deel van 'n groeiproses en wen en prestasie is nie nou alles nie. Om 'n goeie mens te wees wat 'n goeie huisgesin eendag kan lei of in die werkplek jou man of jou vrou vol te kan staan, dan het jy die ware sukses behaal. Ja, dit is baie mooi. Ek dink dit is goed wat ewigheidswaarde is. En dit is baie dankie. So dan as jy een boodskap vir ander skoolhoofde, onderwysers en ouers kan gee oor skole vandag en wat hulle nodig het, wat sal dit wees? Ek gaan weer terug na omdat ons nie moet vergeet dat ons met mense werk nie. Dit begin en dit eindig vir my daar. Daar is nie 'n perfekte skool nie. Ons is gedurig besig om almal 'n perfekte skool te wil bou. Ja. Ons moet daar is ook nie perfekte mense nie, maar ons moet streef daarna om jong mense te bou wat 'n bydrae kan lewer in die samelewing. As ons as skoolhoofde, vir ons onderwysers, vir almal ons sportafrigters, daardie boodskap kan laat deursyfer. Dat dit gaan oor die kind, dit gaan oor die ontwikkeling van die kind, dit gaan nie oor die skool se naam, die skool se prestasie, die skool se status nie. Dit is belangrik vir ons almal wil geken wees as 'n goeie skool. Maar ons wil land en wêreldburgers uitstuur wat 'n bydrae kan gaan lewer. So belê in die menswees van jou kinders.
Pieter, my laaste vraag dan aan jou is, jou tyd of net in die onderwys, in jou loopbaan in die onderwys, so hoekom sal jy sê jou roeping van onderwys is vandag nog die moeite werd? Ek kan aan niks anders dink wat ek sal wil doen nie. Ja. Ons het nou so vinnig gepraat ook, jy weet, onderwys dis hartseer as onderwys vir iemand 'n werk is. Dit moet 'n roeping wees. Vir my is dit om te sien hoe kinders verander. Alles gaan vir my daaroor om te sien hoe 'n kind ontwikkel. Daai onsekere graad 8 wat instap by die hek en as 'n selfversekerde jong man of jong vrou by die skoolhekke uitstap in matriek. Of daardie leerder wat miskien nie akademies so sterk presteer nie, maar wat ontdek dat hy sy 'n groot kultuur of sportprestasie het. Ja. Ek put absolute inspirasie en vreugde om te sien hoe kinders ontwikkel, hoe transformasie plaasvind. En dit maak dit vir my die moeite werd om elke dag op te staan en elke dag skool toe te gaan en om met 'n span kollegas te werk wat wil sien hoe kinders verander en skaaf en werk aan hulself om uiteindelik die beste weergawe van hulself te word. Dit maak my opgewonde. Ja, baie dankie Pieter. Hierdie was sommer 'n lekker inspirerende gesprek. So ek wil sommer vir almal wat hierdie episode gekyk het of daarna geluister het, stuur hierdie episode gerus aan as jy daarvan gehou het, om vir iemand bietjie daai inspirasie of hoop te gee, of dit nou 'n skoolhoof is, 'n onderwyser, selfs 'n ouer. En ja, as jy van ons episode ook hou, gaan volg vir die Skoolondersteuningsentrum op Facebook, Instagram en Twitter. En ek is Leanne Brazzer, ons sien julle weer 'n volgende keer en jy kyk na Skoolslim.